Is julle reg? So kom ons sing saam Hilary en Kobus terwyl ons staan. In beton, skepper van die vuurhorizon, God van suier, God van stoom, God van vuurpyl en atoom. Hemelforsies, God van mag, Heer van elke bron van krag. U laat weerlig flitsse slaan, U beveel die stormorkaan, soos 'n arend in sy vlug, skeer die strale deur die lug. Motortrein en satelliet, is die God wat spoed gebied. God van kuns en wetenskap, God van studie en vakmanskap, God van chemie en musiek, God van orde en metodiek, Heer van woord en kerk en doop, U sluit alle kennis oop, Heer van heerlikheid en eer, waar die groot heelal regeer. U verbreek die doodse mag, Christus leefde 7 dae. U het sondaars losgekoop, U is liefde, U is hoop. U is liefde, U is hoop. U is liefde, U is hoop. Vir al die handewerke, ons loof U vir son en maan en sterre, ons loof U vir see en kontinente, ons loof U want U is wonderbaar. Ons prys die God wat alles onderhou, ons prys die Seun vir liefde en vertrou, ons prys die Gees wat ons die lyn bou, ons prys die Heer. Op God die Here kan ons altyd vertrou. Ons loof Hom wat self ons pad kom loop het, ons loof Hom wat sondaars vrygekoop het, beseelde deurdat Hy ons laat doop het. Ons loof U, o Jesus, wonderbaar. Ons prys die God wat alles onderhou, ons prys die Seun vir liefde en vertrou, ons prys die Gees wat ons die lyn bou, ons prys die Heer. Op God die Here kan ons altyd vertrou. Ons loof U vir oorvloed nuwe lewe, ons loof U vir toekomsperspektiewe, ons loof U, U Gees rig na ons strewe. Ons loof U want U is wonderbaar. Ons prys die God wat alles onderhou, ons prys die Seun vir liefde en vertrou, ons prys die Gees wat ons die lyn bou, ons prys die Heer. Op God die Here kan ons altyd vertrou. Is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you, it's in you.
is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. I'll praise you with all of my life. I'll praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength. All of my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. I'll praise you with all of my life. I'll praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength. All of my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. In you, it's in you. It's in you. Dankie. Dit as ons Sondag kerk toe kom, dan wil ons graag die Here aanbid. Ons hele lewe. Maar ook kom ons by mekaar en ons dink 'n bietjie aan mekaar. Sien mekaar se gesigte so 4 verjaarsdae. Maar ek het nie 'n blaadjie nie van sien. Sy ook nie. Andries, Francina, Andries spring jy voor. Dankie. Ai, dominee. Die 3de Mei Thea Loos en Adel Oliviers. Die 5de Ilse Eichstad en die 6de Milaan Venter en Mike van Heerden en Rindy Niels. Rindy, jy moet nie vergeet nie. Kom ons klap hulle almal lekker aan. Indien nuwe intrekkers is, julle weet julle kan aanmeld, daar's vorm daar by die spieël beskikbaar. Natuurlik vir die kinders is ons lang naweek ons musiek kinderkerk. Ek weet nie of daar iets agter is, daar iets in die gang daar agter. Hulle speel net games en so. So hierdie eerskomende die jeugouens kom ons Vrydag aande by mekaar. Eerskomende Vrydag aand 6:00. Dan herinner ek julle maar net aan ons vrywilligers. Ons bietjie hierdie jaar gesels ons oor vrywilligers, mense wat daarmee besig is en so aan. Dan hierdie maand wat ons nou is, Mei maand, is die golfdag van die kuierkids. Daar's 'n paar maniere hoe jy betrokke kan wees. Jy kan of speel, of 'n gaatjie borg, of sommer net 'n loetjie uitneem vir die krywa of ons drankskenk vir die krywa. So as jy wil betrokke is, praat maar met ons. Baie dankie. Of jy kan pryse ook gee vir die golfspelers. So kom ons sing nog so 2 liedjies saam met Hilary en Kobus.
o sondaar kom tuis. Vader ons Heer, U ons loof U as bewaarder. U wat heel die skepping onderhou. U gee son en reën, ons ontvang U seën. Heel die skepping wentel om U trou. Jesus, ons eer U, ons loof U as verlosser. Ons is U gemeente hier tesaam. Hoor ons as ons sing, U ons loflied bring. Ons U vrygekooptes prys U naam. Trooster ons Heer, U woon ook in ons harte. Ons is met die Heilige Gees gedoop. U wat terug en lei, staan ons altyd by. U versterk ons gees, U gee ons hoop. Wat terug en lei, staan ons altyd by. U versterk ons gees, U gee ons hoop. Baie dankie. Vriende, as ons saam bid, dan dink ek hierdie week in besonder aan Johan Stein, sy seun laasweek ongeluk het Dirkie, die hierdie week gaan afskeid gaan neem. En dan ook vir die Van der Berg gesin, die pa Willem is ook oorlede laas naweek. En hulle neem ook hierdie week gaan afskeid, so dink aan hulle. En dan bid ons vir die siekmense en die mense wat markeer. Kom ons sluit ons by, Here. U is die lewende Here. U is die God van die hemel en die aarde. En ons loof en ons prys U, Here, omdat U alles gemaak het, omdat U alles onderhou, en omdat U ons as mens ingetrek het in die planne, en deel gemaak het van al die drome tot in alle ewigheid. Baie dankie dat ons die kerk kan wees, saam met duisende gemeentes reg oor die wêreld, die naam kan aanroep. So wil ons prys U vir alles wat ons ervaar en beleef uit U hand uit. Ons laat ons ook vir ons vriende kan bid. Ons dink baie spesifiek en besonder aan Manuela en Helen. Hulle hierdie week, hartseer week het om afskeid te neem van Dirkie. Wat baie jonk was. En ons dink aan Willem hulle, Willem se familie, Jeanette hulle, al die kinders, wat hartseer tye beleef, Here, maar dis die gang van die lewe. Die Bybel probeer ons leer om te sê ons moet bly wees as iemand in die koninkryk ingaan, maar dis vir ons seer, want ons is maar gewoond aan mekaar, en mekaar se liefde, en mekaar se ondersteuning,
En as ons hartseer is iemand skielik oorlede is, help ons, troos U ons en bemoedig U ons en seën U vir ons met 'n nuwe lewe, met nuwe krag wat van U afkom. Baie dankie dat ons ook kan bid vir mense wat siek is. Baie mense wat worstel met langtermyn siektes en behandeling. Ek bid Here dat U hulle elkeen sal genees en dat hulle U krag sal ervaar in hulle genesingsproses. Ons gebed is dat elke mens, Here, watter verlossing hulle ook al wil hê, moet uit U hand uit ontvang. Want U is die ene wat verlos, U is die een wat nuwe lewe gee, U is die een wat die dorings van ons paai uit wegvat. Ons loof en ons prys, die seën ons dan ook vanoggend met die boodskap uit die Vader hart uit. Ons bid dit alles in Jesus Christus se naam. Amen. Ek dink dat deesdae gaan dit maar woes. Die wêreld is net deur mekaar, net totale chaos. Ek onthou hoe ons 3 jaar terug begin bid het vir die oorlog in Oekraïne, asof dit net 'n week gaan aanhou, 'n maand gaan aanhou, ons bid, Here, dat die mense tot hulle sinne kom, dat hulle nie oorlog maak. Intussen het daar oorlog in Gaza uitgebreek en oorlog in Iran. So, dit lyk vir my as dinge meer word. En die vraag is, waar is God in alles? Toe as 'n ou vir 3 jaar lank bid, Here, dat die oorlog ophou. Maar die ding is, as 'n ou die Bybel lees, jy begin sommer hier in Genesis 1, dan lees 'n ou, in die begin het God die hemel en die aarde geskep. Dan besef jy, hierdie, alles wat gebeur, dis God se skepping, dis sy gebeurlikheid, dis sy dinge. En hy het hierdie alles gemaak wat ons sien. Dis nie sommer net, baie mense wat glo, dis sommer maar net, alles is toevallig. Gebeur dit nogal presies, so, as dit so op die TV die oorlog wys, dan hou dit net nie op by die mens, is asof die mens ander magte en kragte het wat hy wil bereik. As 'n ou familie verloor in ongelukke, dan vra jy, hoekom kon God dit nie keer nie? Kon God nie sy vinger daarvoor gesteek het nie? En as geliefdes baie siek is, en jy bid vir genesing, en dinge gaan net agteruit, dan wonder ou. Selfs met die baie reën is al plekke wat te veel reën kry, wat dit oorstroom. Dan wonder ou wat dit aangaan. En so nou so 'n paar jaar terug nie, die groot tsunami wat ek onthou het in 2004 al gebeur, maar as daar sulke groot, daadwerklike chaos die wêreld tref, waar daar duisende mense doodgaan. Maar wonder ou, wat is aan die gang? Hierdie is dieselfde tsunami, maar dis totale verwoesting wat plaasvind. Nou, op die oomblik in Amerika, is daar ons hierdie groot orkane wat besig is om te gebeur, en dis net verskriklik erg. So trauma is besig om ons ernstig te bedreig. En dis nie net die trauma van die natuur, die natuurrampe en oorloë en groot goeders nie. Dis ook ons eie ongeregtigheid. Ook hier tussen ons, by mekaar, mense wat mekaar te nakom, mense wat totaal vergrype in die wêreld toepas, wat net alles
nie vir almal gun nie, en natuurlik korrupsie, wat ook die hele wêreld vol is. Ek lees gister iemand sê op Facebook, dis nie, korrupsie bedreig ons nie so seer nie, dis 'n stelsel wat ons regering beplan het en in stand hou. Dis nie net 'n ding wat soos 'n skelm in die nag kom en ons moet besteel nie. Dis 'n ding wat ons self geskep het. Ek sê ons regering. Armoede, wat een van ons grootste bedreigings is, vandat ek my verstand het op 18, ek sê nie ek het al nooit verstand, maar 'n bietjie gekry op 18. Maar as jy besig met wêreldsake bespreek, is op enige plek, op universiteit en so aan, dan was armoede altyd 'n bedreiging. En as jy die Bybel lees, dan was dit in Jesus se tyd ook 'n bedreiging. So armoede is 'n ding wat nie deur die wêreld, deur ons mense, opgelos kan word nie. Daar miskien hier en daar 'n plekkie as jy in Monaco, as jy vandag in Monaco is, dan sien jy sien nie bedelaars nie. Wel, jy mag ook piknik op die straat hou nie, want dink hulle jy's 'n arm ou. So ja, as plekke wat jy nie sien nie, maar dis maar oralste hongersnote. Veral as jy op die TV kyk, groot lande soos Sudan, dis verskriklik. Die hele 60 miljoen mense wat arm is en honger. En behalwe dit is molesterings en in ons land veral moorde. Ons land het iets soos 70 tot 80 moorde per dag. So as ons vanaand gaan slaap, is daar nog 70 mense vermoor. Nie per ongeluk doodgegaan nie, vermoor. Dus ons moordsyfer is hoër as al die oorloë saam se mense wat per dag doodgaan. En die ding is, die probleem wat ek en jy het, hoekom baie mense vra waar is God en hoekom werk hulle gebede nie. Ons verstaan nie God se betrokkenheid in terme van 'n spektrum. Die baie goeders, veral as jy praat oor ekstreme kinders, dan praat hulle van mense is op 'n spektrum, sê nou maar van een of ander ongeruimdhede, is op 'n spektrum, so jy's bietjie of jy's baie. Maar ons verstaan nie God se teenwoordigheid so. Ek en jy verstaan God se teenwoordigheid op 'n binêre verstaan, binêre psigiese ontlering van alles. Ons het 'n aan en 'n af. God is of teenwoordig of hy's nie teenwoordig. Alles wat ons sien om ons is of goed of dis sleg. En as jy mooi daaroor dink, dis nie so eenvoudig nie. As jy byvoorbeeld nie van Vladimir Putin hou nie, dan dink jy hy's sleg. Maar daar is honderde mense wat baie van hom hou, wat dink hy's goed, want hulle sien sy goeie goed raak, want hy het goeie eienskappe. Die mense wat dink hy's sleg, sien sy slegte goed raak, want hy's slegte eienskappe. So die probleem lê hier by die mens, die manier hoe ons dinge verwerk. Jy kan sien die politiek word ook so gedoen. Die een kant is net swart en die een kant is net wit. So met ander woorde, as ons na God toe kyk, dan is dit of God is totaal afwesig, hy's nul teenwoordig, en daar het al mense boeke daaroor geskryf, wat boeke soos God is Dead, daar is 'n hele paar boeke in die geskiedenis. En die probleem wat ons dan doen, die teenoorgestelde van God is afwesig, is die mense wat sê, God moet aanwesig wees, wil hê God moet 'n puppet master wees. Hy moet hier wees, en hy moet dinge beheer. Moet hy eers steel, moet hy klap, en allerlei dinge moet hy doen. Moet hy slegte goed net plat druk. Dus, soos Petrus vir Judas doodgemaak het, né? In die wêreld so wat gebeur het, Petrus vir Judas net daar dood, keel afgekap. So die ding as ons oor God dink, kan ons nie oor God dink, waar sy magic as ons bid. Ons kan nie so daaroor dink nie. As jy
geskiedenis bekyk, en jy bekyk die hele wêreld, jy lees die Bybel van die begin af, dan sien jy, God is hoofsaaklik teenwoordig deur mense. Hy's 'n God wat verteenwoordigers kies hier op die aarde. In die begin kies hy vir Moses. Hy sê Moses kom, lei die volk uit. Hoekom het God nie self gekom en die volk uitgelei nie? Hy sê nee, Moses moet dit doen. So as 'n ou teruggaan in die Bybel en jy lees, dan sien ons daar, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die visse in die see, en die voëls in die lug, en die magdiere, en die wilde diere, en die diere wat op die aarde kruip. So God, heel in die begin in Genesis 1, het hy die skepping geskep, en hy het die mens gemaak, en gesê, hierdie mens is my verteenwoordiger, na my beeld, ek is God, en julle is my verteenwoordiger. En ons het daai hele skepingsorde vergeet. So ons wil dit weg hê. En as 'n ou lees, dan sien jy reg in die Bybel, God het groot planne gehad vir die mens. As jy ou so in Genesis bietjie verder lees, ek sal jou 'n groot nasie maak, ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak, en jy moet tot 'n seën wees. Hierdie is natuurlik nie in Genesis 1 nie, sorry, hierdie is in Genesis 12, God vir Abraham gepraat. Sê, ek sal jou 'n groot nasie maak, ek sal jou seën en jou man van groot betekenis maak, en jy moet tot 'n seën wees. Toe God in Genesis 12 vir Abraham roep, het Abraham die mens as 'n nasie beskou om sy verteenwoordiger te wees. En dan sien 'n ou, sien jy baie chaos in die Bybelse tyd. So die chaos gebeur nie net hier by ons vandag nie. Het gebeur al van lees tye af. As 'n ou maar net die Bybel deurblaai, dan sien jy, daar was van die begin af. Was daar verkeerdhede wat gebeur het. Ek wil God het vir Adam en Eva gemaak met baie groot presisie en met omgee en met liefde. En hierdie selfe Adam en Eva, dit hulle twee wat die sondeval veroorsaak. God se eie skepsels veroorsaak die sondeval. Omdat God nie die mens gemaak het as 'n ding sonder 'n brein. God het die mens gemaak soos hy self, na sy beeld. Met ander woorde, hierdie mens wat God gemaak het, kan besluite neem, kan ja en nee besluite neem, kan hulle eie willetjie volg, kan teen God ingaan as hulle wil. Want God is nederig genoeg om dit te doen. So, Kain en Abel, ek wil toe Adam en Eva vir Kain in die lewe bring, hulle oudste seun, sê hulle, hierdie dingetjie het ek van God afgekry. Dis asof God het gemaak het. Hierdie oudste seun van hulle. En dan kom hy 'n paar jaar later, en hy maak die tweede enetjie dood. Josef in die put, later, toe Josef en sy broers allemaal groot is, hy was die 11de kind, was sy ouer broers, het nie baie van hom gehou nie, want hy was 'n klein bret, gooi hom in die put. Hoe groot chaos was dit nie vir Jakob wat sy kind verloor het, sy lieflingskind. Dan beland hierdie hele volk van God, al 12 stamme, as slawe in Egipte vir 400 jaar. Wat is hulle gedink het, waar is God? Waar is die God van Abraham, Isak en Jakob? As hulle 400 jaar as slawe in Egipte, 430 jaar. En dan kom Moses en die 10 plaae tref hulle. Moses kom hulle kwansies verlos, maar voor hulle verlos gebeur daar hierdie chaos om hulle, alles, die paras en die skiete en die sere en allerlei chaos. Nadat hulle uitgehulle is die Kades krisis. Dit gebeur, as julle kan onthou, toe Joshua en die ander kenners
gaan verken het, toe hulle terugkom, toe wil die volk nie die land inneem, en trek klein koppie, en sê nee, ons is te bang, die mense is te groot, die Kades-krisis wat gebeur toe, en later toe hulle die land inneem, en vir Jericho inneem, die tweede daaroor moet inval is Ai, en daar val hulle vas, die noordkant. En baie mense sê, ja, maar dis in die Ou Testament, in die Nuwe Testament het dit nie so gewerk. Die ding is, in die Nuwe Testament het dit nie verander nie. Daar's nêrens in die Bybel een enkele vers wat dit verander het. Die tema bly daar. Jesus sê, as julle my volg, gaan julle lei. Dit het vir Paulus geroep het in Handelinge 9. Hy bring vir Paulus dat ek vir hom sê hoeveel hy gaan lei as hy my dien. En nie hy doen as om te dien, maar hoeveel hy gaan lei. Die leiding word deur Jesus ervaar. Baie groot. Leiding word deur Paulus ervaar. Paulus is gestenig, gedood agtergelos. Paulus het 'n paar keer skipbreek gelei. Paulus is gegeesel. Klomp chaos tref vir Paulus. As jy dink aan die kerkgeskiedenis, vanaf die Handelinge kerk begin het, is die mense vervolg. Stefanus word sommer vanaf met klippe doodgegooi. Die eerste apostel wat doodgaan, Jakobus, word sommer, ek dink in Handelinge 13 al doodgemaak deur Herodes. Maar as die doper is al vroeër doodgemaak. So die mense, die martelare in die verlede is baie van hulle. Die vervolging van die kerk raak net groter, soos die kerk groter word. 61 in Nero se tyd was dit baie erg geweest, en op 95 was dit baie erg, Johannes Openbaring geskryf het, was die vervolging teen die kerk chaoties erg geweest. In die reformatie in 1517, toe die kerk op sigself in twee verdeel het, die reformatie en die katholieke, het hulle teen mekaar oorlog gemaak vir 100 jaar lang. Die twee kerkgroepe, die protestante en die katholieke, vir 100 jaar lang met mekaar oorlog gemaak. Daai oorlog tussen die katholieke en die protestante gaan vandag nog aan in Noord-Ierland. Vandag. Noord-Ierland veg die Christene, katholieke teen die Christene protestante aan mekaar. En so elke mens in sy krisisse ingedompel. En die ding is, ek en jy kan nie dink dat God nie teenwoordig is nie. Ons verstaan dit nie, God se teenwoordigheid. God ken, dan sê jy sy teenwoordigheid, sal hy nooit die mens override nie, want hy die mens sy verteenwoordig na sy beeld. God sal nie, as jy sê nee, jy wil hom nie aanbid nie. Jy kom self besluit, as jy sê nee, jy wil nie kerk toe kom sonnaandoggend nie. Sê asof jy jou bed begin bewe en die aardbewing begin nie. Niks gebeur nie. God respekteer jou besluit. God respekteer elke mens wat hy geskep het se besluite, al is dit om hom te vervolg. Niemand van daai vervolgers slaan dood neer met een of ander siekte nie. As ons in Romeine lees, dan sien ons, die hele skepping is eintlik maar nog onderhewe aan hierdie slegtigheid. Kom ons lees daar in Romeine 8. Die skepping is immers nog aan die verydeling onderworpe. Nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het. Daarby het hy die belofte van hoop gegee. Die skepping sal ook self ook bevry word wanneer sy verslawing aan die verganklikheid om so tot die vryheid kan kom van die heerlikheid waarvan die kinders van God deel sal hê. Dan daar gaan vryheid kom. Maar op hierdie stadium is dit ek en jy wat met God verstaan. En ek en jy
met sy eienskappe, soos hierdie eienskappe wat baie groot deel is van die gereformeerde kerk se belydenis, wat God is almagtig. God is almagtig. Niemand anders behalwe God is almagtig. Hy kan doen wat hy wil, want hy skep. Maar hy doen nie wat ons wil. God is alomteenwoordig. God is oralste. Selfs as jy dink jy kan nou maar iewers God ontglip en 'n skelm drankie gaan drink in 'n kroeg iewerste. God is nie afwesig so jy dink hy's afwesig. God is alomteenwoordig. En God is alwetend. Maar dit beteken nie God doen alles wat ek en jy begeer. Al is wêreldvrede hoe groot agenda vir die mens, vir sommige mense, doen God dit nie net. En sodra daar mense teenwoordig is, sal al die kante van die mens daar teenwoordig. Daar sal nie net goeie mense wees, daar sal ook slegte mense. Oral waar jy is, waar daar wit is, sal daar ook swart wees. Bedoelende goed en sleg. So dis ek en jy wat die storie van Christus ken en ook teen die tyd die storie van die kerk behoort te weet. Dis nie 'n fairy tale. God bedryf nie 'n fairy tale. In my lewe het ek al baie gebeure wat waar geword het beleef. Jy kry 'n kar verniet, jy kry 'n huis verniet, jy kry gesondheid, jy word so ek het al baie goed beleef. En ander mense ook, mense wat gesond word wat so gebid. Maar ek het net soveel lyding beleef en goeders wat jy bid wat nie gebeur. Trauma. En ons geloof is nie net prosperity. Dis nie die waarheid. Prosperity is nie die waarheid. Ons geloof is 'n God wat van ons voete maak soos 'n ribbel. Al sou die vyeboom nie bot. En al is daar geen druiwe in die periode nie. Al is daar weer geen vee in die kamp nie. Nogtans sal ons jubel. Dis ons geloof. Dis 'n hoër graad geloof. Dis 'n volwasse geloof. Wat ten spyte van die chaos wat om ons is, weet ons God is lewendig. En God is teenwoordig. Amen. Kom ons bid saam, Here. Baie dankie dat ons nie die Here aanbid soos destyds met Job. Die duiwel gesê, ja, hy aanbid net God omdat dit goed gaan met hom. Ons wil graag soos Job wees, wat ten spyte van alles wat gebeur het, hy nog steeds God aanbid. Ons wil die hoër graad geloof hê wat Dawid van geskryf het in Psalm 23 gesê, al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie. Ons wil daai hoër graad geloof, Here. So help ons in te midde van hierdie wêreld van chaos en korrupsie en oorlog, hoogtyd vier, om nog nederig te wees in u teenwoordigheid, en in u heerskappy, en in u redding, en in u gesondmaking, en in u koninkryk vir die ganse heelal. Baie dankie dat ons die Bybel het en die kerkgeskiedenis het om te verstaan, Here, dat dinge gebeur anderste. Want u is ons God, ons loof, ons prys u naam. Amen. Vriende, is daar enige vrae of getuienis of enige iets? Vriende, kom ons gee dan geleentheid vir 'n dankoffer. As 'n paar jong mense my kan help, dankie. Kobus, Tina. Kyk sê, sy sê die ou mense, kyk ek is aan die uitsondering daar.
Ons speel woensdagoggend bingo. 9 uur, laat het 10 uur. 9 uur. Ons speel woensdagoggend 10 uur. Okay, so maar hulle eet, wat kyk wil sê, sy sê hulle eet lekker koek en drink koeldrank en tee, is daar ietsie by die koeldrank kyk? Wat ietsie? Okay, maar sy sê, sy nooi almal uit wat op bingo speel. Ek weet net gewoonlik, hulle kry net kans. Vriende, kom ons sluit af saam met Kobus en Hillary en ons sing 'n lekker slot saam terwyl ons staan. Come and blow over me. There's a rain pouring, showers from above, mercy drops are coming, mercy drops of love. Turn your face to heaven, let the water pour, let it pour over me. Oh, sweet rain, come and pour over me. Fire burning, falling from the sky. Awesome tongues of fire, consuming you and I. Can you feel it burning? Burn the sacrifice. Well, let it burn over me. Oh, sweet fire, come and burn over me. Oh, come and burn over me. Come and burn over me. Come and burn over me. Vriende, ontvang die seën van die lewende Here. Hy is Immanuel, hy is God met elkeen van julle en sy liefde en sy genade is met julle. Amen.